Môre sê Radio Fynbos luisteraars, ons is dan by die 14de November. Ons het eergister gekyk daarna hoe groot dit is as die Gees van God ons lei as kind van God. Ons het gister daarna gekyk hoe lyk dit as die Gees van wysheid op my rus. En vandag gee ons aandag aan die Gees van verstand. Natuurlik kyk ons na die 7 vuurvakkels wat voor God se troon vir ons brand. En natuurlik sy oë is op hierdie aarde wat ons ondersoek en deursoek of ons op ons hele hart op hom vertrou sodat hy ons kan seën. So die Gees van verstand gee ons dan die bevestiging wat die Gees van God ons gee, dat ons weet ons is kinders van God en dan het ons die wysheid gekry om in hierdie kindskap te kan beweeg en te stap. Nou, hierdie Gees van raad leer ons hoe om in die koninkryk van God in te gaan, hoe ek die gawes van die Heilige Gees moet gebruik, om dit reg te kan gebruik, om openbaringe en visioene te kan verstaan as kind van God. Nou in hierdie droom en visioen het Salomo gekies om 'n opmerksame hart te hê, om te kan kies tussen goed en kwaad te kan onderskei, om God se volk goed te kan lei. 1 Konings 3 vers 9, gee aan die knegg 'n opmerksame hart om reg te spreek oor die volk, om tussen goed en kwaad te onderskei, want wie sou hierdie talryke volk van u kan regeer? En Salomo het wakker geword, en dit was 'n droom, en daarop het in Jerusalem aangekom, en voor die verbondsark van die Here gaan staan, en brandoffers gebring, dankoffers berei, en 'n maaltyd vir sy dienaars gebring, 1 Konings 3 vers 15, en vanoggend kan ons ook gaan, en weer kyk na die grootheid daarvan, die Gees van God wat my lei as kind van God, en dan die Gees van wysheid wat op my is, en die Gees van verstand. Vader, dankie dat ek u kan vra vir u Gees van kennis. Here, dat u ook 'n opmerksame hart vir my sal gee, om sensitief te wees, om dadelik te kan onderskei, Here, of hierdie goed kwaad is of goed is. Here, ek is u ewig dankbaar, dat ek maar nie net aan my as 'n mens se lot oorgelaat is, soos ons baie keer sê nie, maar Here, dat ek in u plan kan beweeg, en dat u in beheer van my lewe is. Jesus, baie dankie vir u bloed vanoggend, wat ek kan drink, wat ek kan gebruik, Here. Here, ek bid dat u bloed vandag sal wees tot verheerliking van u eie naam. Jesus, dat ek vandag sal besef, Here, my verstand sal gebruik, om te besef, ek moet mense vergewe, om hulle vry te spreek, en Here, dat ek kan beweeg in die liefde, wat u vir my gegee het, Here, want deur u wonde, het daar vir my genesing gekom. Amen.